Goeiemôre, ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Ek en Pastoor Rika groet u vanmôre in die mooiste naam, die naam Yafashua, die naam bo elke ander naam. Nou die rede vir die stemboodskap vanmôre is, dis die eerste dag van die nuwe jaar 2026 en ons wil graag vanmôre vir u 'n geseënde tyd toewens vir die nuwe jaar wat voorlê. Nou, ek gaan nie baie tyd opneem om 'n lang boodskap van 'n halfuur te doen nie. Ek gaan 2 skrifgedeeltes gebruik om die hele situasie op te som. Wanneer ek aan 2025 dink, dan's daar hartseer gewees vir party mense, daar was dood in die familie. Daar was verskeie toestande wat geheers het en dinge wat mense se lewens die mekaar gekrap het. En dan dink ek aan die woord wat sê ons neig nie na wat agter is nie, maar ons trek na wat voor is. Hoe paniek my vader altyd gesê, hy sê dis soos water wat onder die brug deurgeloop het. En die Engels het 'n mooi spreekwoord afval, of wat hulle noem, hy sê it's like spilled milk, met ander woorde melk wat jy gestort het, is in die mat, jy kan dit nie uithaal nie. So om nou te sit en top oor die jare wat verby is geleenthede wat ons gehad het, is om iets te kon gedoen het vir die koninkryk van Yafashua en vir onsself ook. En ons het dit nie gebruik nie. So kom ons gaan nie sit en top daarop nie. Nee, die Satan sou wil hê jy moet dit doen, want dan kan hy jou gedagtes vashou en jou daarop laat konsentreer en dan verloor jy die seëninge wat Vader Jaffa eintlik in gedagte het vir ons. So vanoggend sê die skrif vir ons, ek bedink oor julle goeie dinge en nie slegte dinge nie. Vir 2026. Goeie dinge en nie slegte dinge nie, voorspoed en nie teëspoed nie, gesondheid en nie siekte nie, rykdom en nie armoede nie. Ek bedink oor julle alles wat voorspoed is, alles wat wonderlik en heilig is. En dis die dinge waarop ons wil konsentreer vandag. En in hierdie jaar is dit wat Vader vir ons beloof in sy woord. En die woord sê in Titus en Hebreërs dat hy is geen mens dat hy kan of sou lieg nie, sou hy iets sê en dit nie waar maak nie. So ons gaan met hierdie skrifgedeelte 2026 begin. En ons gaan ons oë gefestig hou op Yafashua, die volëinder van ons lewe. Halleluja. Wat 'n voorreg vanmôre om hom te ken in die krag van sy opstanding en dat hy lewe tot in ewigheid. Ek en Pastoor Rika wil vir u in die huisgesin 'n voorspoedige en geseënde 2026 toewens met alles wat goed is. En dit, ek kan nie bylas in dit wat die woord sê nie, in alles wat u hart begeer. Dit waarmee u ander seën, laat daai seëninge op u pad wees. Die manier wat u Jaffa dien en aanbid, dat dit u ewige lewenswaarde waarborg sal wees. So in hierdie jaar, ja, daar sal sekerlik aanslag kom, want ons lewe op die aarde, né? Ons is in die terrein waar die Satan is, maar die woord sê tog dat Jaffa laat nie toe laat ons beproef word nie, en saam met elke beproewing stuur hy vir ons uitkoms. So ons wil vir u elkeen 'n voorspoedige 2026 toewens. En mag Jaffa se hand oor u lewe wees, u beskut, u bewaar, u beskerm, u lei en u vashou. Nou, ek gaan net 'n staaltjie vertel. Iemand vra 'n vraag jare terug. Hy sê dit was in die sneeugebied gewees, soos daar in Kanada waar dit sneeu hierdie tyd van die jaar. En hy sê dat hy is so gewoond, daar was altyd twee stelle spore in die sneeu wanneer hy loop. Hy sê toe vra hy eendag vir Yafashua, nou wie is die twee stelle spore? Toe sê Yafashua, dis jou stel spore waar jy loop en dis my stel spore. En so na 'n tyd toe word die persoon redelik mismoedig en hy vra toe vir Yafashua, maar hoekom sien ek in die sneeu net een stel spore? Waarom het u my verlaat? Dan sê Yafashua, ek het jou nie verlaat nie.
Dis waar ek jou dra wanneer jy nie kan loop nie. So in hierdie nuwe jaar, wanneer jy sien daar's een stel spore, dan moet jy weet wanneer jy self nie kan loop nie, het sy deur krankheid of omstandighede of toestande of enige ding, weet dit dat Jafashua is die een wat ons dra en ons nie op ons eie krag kan staatmaak en alleen voorgaan nie. So kom ons hou ons oë gefestig op die volëinder van ons geloof, Jafashua. Ons prys Jaffa, ons Vader, vir die voorreg wat ons het, die geskenk wat hy ons gegee het in sy seun Jafashua, en vir die Ruach HaKodesh wat in ons woon, want die woord sê ons is die tempel van die Ruach HaKodesh. Hy woon in elkeen van ons. En mag ons weet dat elke probleem is opgelos, elke situasie is oorkom, elke siekte is oorwin, en die antwoord is so naby as waar my tong of my mond aan my ore is. Al wat ek moet doen, ek moet my hande opsteek en Jafashua aanroep in die tyd van benoudheid. Hy sê in sy woord, roep my aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar daar's 'n kondisie. Hy sê jy moet my eer. Ek sal jou uithelp. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. En dan sluit ek af met die skrifgedeelte wat sê, alles wat julle die Vader Jaffa in my naam vra, die naam van Jafashua, dit gee en doen ek vir julle. So kom ons gaan met hierdie skrifgedeeltes die nuwe jaar in, en ons waardeer u elkeen, en ons dank u vir u bydrae in die koninkryk, het sy deur gebed of finansies of watter wyse ook. Aan elke pastoor en hulle gardes wil ons sê, ons bid vir u vir die bediening waarin u staan en waarmee u besig is, en vir elke een wat besig is met studies en koninkrykswerk. Ons bid vir u. Kom ons wees getrou oor die minste. Die woord sê, wees getrou oor die minste en oor veel sal ek jou aanstel. Daar's 'n verwagting vir die wederkoms van Jafashua. Kom ons hou ons oë gefestig op die volëinder van ons geloof, Jafashua. Vrede, seëninge, blyskap en heerlikheid in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Halleluja.